Sing the song of ages to the Lamb, and all who gone before us, all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you hear His name, sing the song forever to the Lamb. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Kan vi få vooraf zingen? 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. And the angels cry, oh,
Môre, ek het iewers 'n weerklank hierso. Kom ek vat hom bietjie weg. Nee, dis oor die dag gestap het. Asgies? Dis oor die dag verbygeloop het. Ja. OK. Hier's nog mense wat inkom, baie welkom. Ek wil weer herinner aan ons boek in die voorportaal. Ons vergeet daarvan. Daar's mense, nuwe intrekkers partykeer, of mense wat lanklaas in 'n kerk was, of wat dalk wil deel wees in 'n ander kerk. Ons sê baie welkom en kuier net eers. Toets die waters. Moenie dadelik groot besluite neem nie en kom gesels met ons. Ons het op die bord het ons 'n baie lang lys gehad van mense wat uitdagings het. Ja, nou sy nie daarop nie, maar ek wil net byvoeg as die name nie daar is nie. Frans Burger het laas maandag 5 omleidings gehad. So 'n baie groot operasie gehad, was die heel dag in die teater. En dan die ander se name was daar, hy is op pad na operasie toe. Ander het allerhande uitdagings. 'n Naam wat nie daar verskyn nie is Dion Ellis, hy is ook Windhoek toe. Ons het nie vreeslik detail nie. En dan Bolla Prinsloo het in 'n vratsongeluk van 'n bakkie afgeval en hy is in Lady Poamba. Lady Poamba. Hy is 'n Lady Poamba. Baie seer en baie ongemak, maar hy is dan nie verlam of iets nie. So kom ons dink aan hulle. Kom ons kyk na ons program vir Augustus. Nou, vandag gaan ons na Sonop toe, daai sonnetjie wat daar is, gaan ons na Sonop. Hulle kom by 'n lodge by mekaar, hulle is besig om hulle boereverenigingssale bietjie te renovate. En dan die volgende datum is die Woensdag, die 12de, is weer by die singles, enkellopende. Ons is nog net met die vroue besig. As daar 'n enkellopende man is wat 'n behoefte het en of dit op sy hart het, dan kan ons praat. Dan die 15de is HDL se kinderete. En dan die belangrikste, ons gaan vanoggend daaroor praat, is die nagmaal op die 16de. Die nagmaal op die 16de. En dan is ons by Kleinchop op die 18de en dan die uurbyeenkoms. As daar mense is wat graag wil hê dat ek oor 'n bepaalde onderwerp moet gesels, dan moet julle na my toe kom asseblief, en dan sluit die skool hier by die 21ste, 20ste, 21ste, en dan op die 30ste is ons op Witvlei. Daar's nog Kroonster se Bybelstudie is nog nie op nie. Ons sal dit dan volgende Sondag as die Here wil. En as jy graag wil hê dat ons van die goed moet opsit, asseblief. Dan ons weekprogram is kategese in die saal. Die belydenis het nou weer so 'n bietjie afgegaan omdat die kinders blok, en dan Woensdag is Bybelstudie by Huis die Onlou Elim en dan die manne bid Vrydag. Ons tema vir die dag is dit is tyd. Dis hoekom hier 'n horlosie staan. Dit is tyd, ons gaan meer daaroor gesels. Nou kom ons luister waaroor sing ons vanoggend. Môre julle, wie ek nog nie gegroet het nie. Goeiemôre julle. Ek sien hier's baie lidmate van die Hervormde Kerk en ek is nou vreeslik jammer dat ons liedere nou nie almal uit die liedboek uitkom, want julle sal dalk nou nie kan saam sing nie, maar ek is seker julle hoor alles op die radio elke week, kanaal 7 en op Hartklop. So julle sal hier in die middel van die lied sal julle kan inval. Maar baie welkom ook aan julle. Ons gaan begin vanoggend met ons koning kom. Wie regeer, wie's in beheer, wie's die begin en die einde. Dit sluit aan by die tyd. Wie's die begin en die einde? Een wat was, een wat is, een wat kom. En dan die refrein wat sê, lig jou hande na bo,
sing halleluja, gee eer aan hom, halleluja, ons koning kom. En dan ons ander lied, lofprysingslied, is ook so Engels-Afrikaans, because he lives, omdat hy leef, sien ek kans vir môre, ook weer tyd. Ons sien kans vir môre, omdat hy leef, verdwyn my vrees. En dan gaan ons sit, of julle kan maar bly staan as julle wil, ons aanbiddingslied, baie kort en kragtig lied 179, Vader in die hemel, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Jesus Christus, Heilige Gees, U beheer ons lewe, ons aanbid U. En dan ons slotlied sal Dominee Dirk in die tyd aankondig dan ook. Baie dankie. Kom ons begin met ons fotum. 'n Fotum is 'n groet en dit sit ons in die regte rigting. Nou ons fotum kom hierdie keer weer uit 'n Psalm, Psalm 31. Ons het die horlosie voor ons, dit gaan oor tyd. Psalm 31 vers 15. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. En dis waaroor dit vanoggend gaan. My tye is in U hand. En op hierdie noot groet ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Wie is in beheer? Die begin en die einde, een wat is, een wat was, een wat kom. Maar ek wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, das niemand soos hy. Lig jou hande na God, sing halleluja, die eer aan hom, halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na God, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom. Sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na hom, sing halleluja, die eer aan hom, halleluja, ons koning kom, nog sy heilige naam. Sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ryker op die berg, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na hom, sing halleluja, die eer aan hom, halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na hom, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom,
send His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior's loves. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Eendag die dag, as Jesus weer kom, om al sy kinders te kom haal, sal ons verstaan, wat is genade, en ons sal eeuwig dankbaar wees, ons koning leef, omdat Hy leef, sien ek kans verloore, omdat Hy leef, verdwyn my vrees, omdat Hy weet, ja ek weet Hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat Hy leef, omdat Hy weet, ja ek weet Hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat Hy leef. Jesus Christus Redder, Heer ons lewe, ons aanbiding. Heilige Gees ons trooster,
wanneer ons in die kerk is, praat ons nie net oor die Here nie, maar ook met hom. En daarom is ons die geleentheid ingebou in ons liturgie om ook tyd te gee vir gebed. En daarom gaan ons in stil gebed en ons het 3 gebede. En ek wil hê dat jy deur die Bybel sal blaai deur jou kop in tydfases. Genesis sê, in die begin het God. En alles wat jy hier op Gobabis beleef, die veld, die diere, die riviere, die berge, die lug, die wonderlike sterre in ons skoon hemel, het hy gemaak. Word bewus van dit wat jy beleef, wat God in sy skepping goed geskaap het. Jy kan net sit in 'n awe, in 'n verwondering, of jy kan vir hom dankie sê. Of jy kan vir hom vra, wat moet jy doen? Sit net in God se teenwoordigheid, binne in die skepping, wat die Here vir ons gemaak het, in Afrika, in die wêreld in Afrika, en dan in die besonder, wat ons hier in die veld, in Gobabis beleef. Jy het vanoggend besluit om kerk toe te kom. Party van julle het ver gery om hier te wees. Ander sommer om die hoek gery of geloop. Hierdie kerkgebou is opgerig omdat die Here Jesus gekom het. Daar staan in die Bybel geskryf, met die volheid van die tyd is Jesus gebore. Hy het hier op die aarde die evangelie gebring, wat hy gedoen het, wat hy geleer het, wat hy gewees het. Hy het gesterf, hy het opgestaan. Hy het dit wat ons stukken gemaak het in hierdie natuur. Al die rampe, al die oorbeweiding, bykans mensgemaakte droogtes, siektes, misbruik van sy skepping, hout en bome wat ons verrinneweer en alles, het hy gekom om te kom herskep, red, nuut maak. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor en kom ons wy ons lewe om deel te wees van hierdie herskepping, van dit wat in hartseer en in pyn, in sonde, in ons amper byna selfsug verrinneweer en gemors het. Ons Vader wat in die hemel is, ons leef in 'n wêreld van uiterstes.
mense wat mooi is en gekroon word as 'n koning of 'n koningin. Pragtige diere wat op die veiling vir groot pryse verkoop word. Plase wat opgebou word. Nuwe huise en geboue wat ontwerp word en gemaak word. Maar dan is daar ander wat in die tronk sit. Wat plekke afbreek. Ander mense in rehabs. Ons het die hele lys mense wat deur baie moeilike tyd gaan in hierdie dag. Siekte, kwaad, wat maak dat jou are toeraak, jou hartprobleme kry, jou longe nie meer funksioneer nie, jou liggaam pyn verduur. En daarom wil ons hierdie mense voor U bring. U ken hulle name. Ons kom bid dat U hulle sal omvou. En U, Here Jesus, wat gekom het om nuut te maak, te genees, te herstel. Ons laaste gebed gaan oor die wederkoms. Die Bybel sê al vir jare, die einde is naby. Die horlosie tik. Maar ons hardloop soos partykeer afkophoenders rond om alles rekeninge te betaal en net te funksioneer. Ek wil hê dat jy bewus word van tyd wat uithardloop. Die Here het gegee, die Here het geneem, mense, babas word gebore, mense gaan dood en die eindtyd is naby. Vra hierdie keer jouself die vraag en maak jou saak uit met die Here. Is ek gereed vir God se tyd? Ons Vader wat in die hemel is, ons kom bid dat U deur U Gees vanoggend met ons bewus sal maak van tyd. Tyd wat ons het, maar tyd wat uitloop. Ons kom bid, Here, nie dat U ons benoud, bekommerd en siek maak van depressief nie, maar dat U vir ons hoop sal gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Waar is my kinders? Julle met my kom preek. Sy Junior, bring jou pelle saam. Die keer kom staan ons weer hier. Louise, jy sal my moet help. Wie is nog hier wat vir my kan kom help? Okay. Rihanna's af vandag. Ja, maar sy's af vandag. Okay, hierdie kant. Ons die TV wil julle sien. Julle moet mooi lyk. Ons staan gou hier. Goed. Dan kry jy vandag 'n medalje. Kom staan hier, julle moet hardloop. Okay. Right, hierso. Okay. Waar's David? Is jy? Kyk wat het jy gekry. Kyk jou wurm is vol. Is dit nie fantasties nie? Wow. Daar's sy. Kyk hoe oulik. Waar's Koet? Waar's hy? O, daar's hy. Okay, hier's jy.
Kyk aan, daar is sy, wil jy ook 'n medalje hê? Daar is sy, kom ons hang hom om. Daar is sy. Is die ander hier? Ok, goed, right. Nou moet julle hoop matriekwerk. Goed. Kom staan gou hier naby dat ek gou met julle praat. Partykeer gebeur dit dat ons wag en ons wag en ons wag en ons wil bid en ons bid en ons bid, maar niks gebeur nie, né? En stadig maar seker, dan gebeur iets. In die begin lyk dit na niks en later gebeur daar iets, né? Soos dis ons lewe. Kyk gou hier. Ek gaan so jou vol spuit, hè? OK. Goed, kom ons kyk. Why? Goed. En dan elke keer as ons bid, wat gaan gebeur? Jou liggaam word skoner en skoner. OK, goed. Wat gebeur is, kom ons kyk of dit werk. Dan bid jy, en jy bid, en jy bid, en jy bid, en jy bid, en stadig maar seker gebeur daar iets. Wat gebeur? Loop en wat 'n goed is. Die blou goed, ja, daar is sy. Maar 'n mens mag nooit te vroeg of te laat wees nie, né? So, julle gaan nou 'n bietjie rissies hardloop. Waar is Louise? Louise? Gaan bestudeer rissies hardloop. Jy gaan vir my daar agter staan. Dit gaan chaos wees, maar ons kyk. Junior, vat jy daai drietjies sing toe? Ja, daar, en dan staan julle daar. En jy staan agterkant binne in daai, en julle staan hier. En binne in daai kussie is 'n surprise. En as ek sê, hoe maak 'n mens as jy rissies hardloop? Jy moet onderstaan, dan sal jy val. Hulle nou gehoor het om met van die bakkie af. Nou, as ek sê, hoe doet jy 'n mens vir hardloop? Sê jy? Wat is volgende een? 1, 2, en as ek sê 6, dan mag jy nie hardloop nie. En as ek 4 sê, mag jy nie hardloop nie. Jy mag net hardloop op 3. OK. Kom ons kyk wie is eerste daar. 1, 2, 8. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 22. Lukas 22. Ons gaan die eerste 7 verse lees. Dankie Maria, jy met my help. Lyk my dingetjie wil net lekker werk. Maar kyk maar. Goed, ons lees Lukas 22, die eerste 7 verse. Dit gaan oor Jesus se dood wat beplan word. Die fees van die ongesuurde brood, wat Pasga genoem word, was naby. Hou dit in gedagte, titel. Die fees van die ongesuurde brood, wat Pasga genoem word, was naby. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, is nou 'n bietjie politiek, né? Het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. Vers 3. Die Satan het in Judas wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was ingevaar. Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat,
oor hoe Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. Vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Net tot dan. Kom ons lees weer vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. En is toe wat Jesus sy disippels stuur om voorbereiding te doen. Nou, as julle die program nou mooi kyk, dan sal julle sien dat op die 16de Augustus, in die middel van Augustus, het ons die sakrament van die Heilige Nagmaal, wat ons in die kerk gaan hou, en waarna jy uitgenooi is, maak nie saak wie en wat jy is nie, die Here Jesus het sy lewe gegee, en ek kom om deel daarvan te wees. Maar nou sal julle onthou, en dis nou eintlik baie snaaks, ek weet nie of ek met huil of lag daaroor nie, dis nou 'n baie ou foto, ek kon nêrens op die internet 'n ou foto kry nie. Maar as julle nou terugdink aan Moederkerk in Gobabis, is die pastorie daar, en dan is die kerk, en dan is die saal. Aan agter is 'n groot stuk grond, wat my hond baie geniet. En dan is daar 'n plaasdam, wat ek dink in 1947 gebou is. Ons swem nou nog daarin. En wat gebeur het is, dat wanneer die mense kerknaweek hou, wie kan nog, wie is oud genoeg vir kerknaweek? Niemand nie, almal is jong. Dan is kerknaweek en die mense dan van die plase afgekom, met perdekarre, hulle tente opgeslaan, en dis hoekom die dam daar was, sodat die perde kan water drink. En dan het hulle verskriklik kerk gehou. Voorbereidingsdiens, nagmaal en nabetragtingsdiens. Nou vra ek vir Gobabis mense, waaroor het die dominee gepreek op voorbereidingsdiens? Nee, hulle kan nie onthou nie, maar hulle kan onthou, daar was kerkraadsvergadering baie lank tot 3 uur in die nag. Daar was voorbereiding vir goeders, en dat hulle sommer gedoop en die mense het geskinder en gesels en gekuier en pap gemaak. Dis die voorbereiding. Ek sê maar, hulle nou iets gedoen, dat ek ook kan weet wat moet ons doen voor die voorbereiding vir die nagmaal. Nee, hulle kan nie dit onthou nie, wat hulle wel kan onthou, dat die gereformeerde kerk hou dan huisbesoeke, en dan word jy opgecheck. Ok. Goed. En toe dink ek daaraan, maar kyk, dis mos nou die maand van Augustus, dis nog winter, maar dis die voorbereiding op die lente en die somer wat kom. En ek het ook goed gedink om te sê, kom ons hou by hierdie ritme, en ons gaan in Augustus maand voorbereidingsdienste, nagmaal en nabetragting. En daar's 2 Sondae vandag en volgende Sondag voor die nagmaal. Kom ons lei onsself in 'n voorbereiding op die nagmaal. En omdat dit 2 Sondae is, gaan ons 2 goed doen. Dit's tyd, né? Dis ons tema, dis tyd en die voorbereiding. En hopelik bring ek iets sinsvols na die tafel toe, om voor te berei te wees vir die nagmaal op die 16de Augustus. Hierdie 2 Sondae gaan ons nou ons voorbereiding hou. Maar die moeilikheid met tyd is dat tyd is 'n baie snaakse affære. Want jy weet wanneer dit 'n bepaalde tyd is. Ons is vreeslik in ons moderne tyd, is ons baie gestel op tyd. Hoe laat begin die skool, hoe laat moet ons klaar kry, hoe laat begin die dinge, hoe laat is dit nou, jy weet. Ons weet vanoggend, as ons betyds moet wees,
die kerk begin 9:00. En dan sê ma, en etenstyd is 1:00 of 13:00 as jy nou 'n ander horlosie het. En dan, wat mense baie gesteld is op die tyd, is, ek is nou al bespreek vir volgende jaar, is daar 'n troue in April en in Junie is daar 'n troue aan daardie maand op daai dag om 4:00, ag die mense onthaalwe. Nou as jy so bietjie lank in die tand is, dan leer jy dat hier word nou beplan, alles word gereed gemaak en kry alles in plek sodat ons betyds kan wees, vir kerk. Wie dit al oorgekom, en 9:00 as ons vir kerk toe gaan, net voor 9 die baba doek. Lyk my party ons weet waarvan ek praat. Okay. Of 1:00 is ete, maar die krag het afgegaan op Kobabe, so die bout is nie gaar. Klink dit ook bekend? En as jy dominee is wat 'n paar troues gehou het, is dit baie min bruide wat betyds is. Want die ritsluiter gaan so 3:30 voor die trou. Of die kameraman trap op die bruid se sleep en hy skeer af. Ek kan vir julle baie stories vertel van dramas. Of die bruidskaap wil die staat nie, of die sluier is weg, of die dominee is op soek, of die bruidegom het weghardloop. Iets het gebeur, al het jy 'n jaar voor die tyd, op 'n bepaalde tyd bespreek. En dis die moeilikheid en die storie van die tyd. Nou, ek het self 'n eie storie. Ek is daarvan oortuig dat elkeen van julle wat hier is, het 'n storie oor tyd. Die eerste gemeente waarin ons gewerk het, was die VG Kerk in Kennard. In daai jare was dit die NG Kerk Sendingkerk, of NG Sendingkerk genoem, op Kennard. Nou is ons daar, is 'n klein dorpie, net soos Gobabis, hy's droog, net soos Gobabis, en hy het ook net een kerk en een hospitaal en een poskantoor en een van alles. So klein plattelandse dorpie. En heel ontydig kry ek toe 'n beroep in Januarie, Februarie, kan nie onthou nie, bel hulle vir my en sê ek moet by die gevangenis kom werk op Windhoek, en ek sê ek sal nie. En toe sê die Here, jy sal. En toe laat weet ek, baie arrogant, hulle moet vir my net eers kans gee om 'n kerk te bou en 'n kind te kry, dan kom ek. So, ek sal die 1 Augustus, soos gister, sal ek by die gevangenis begin werk in Windhoek. Ok, alles is reg, en ek en Saan kry ons eentjies in 'n ry, ons bou laat dit op daar nou se wêreld, en hier teen Mei, Junie, het ons die kerk ingewy, met groot geluister, die hele nous, en tot by ons Seepkans, en al die plekke se mense was daar, ons het die kerk ingebrei, en nou moet Dentie net gebore word, 1 Julie, dan die volgende Sondag neem ons afskeid op al die buiteposte, en dan die volgende Sondag neem ons afskeid op die dorp, dan doop ons hom met die baba, en daai maandag dan trek ons. Maar Dentie sit soos velcro. Saan drink kastig olie, ons het nie lekker deel weet van waar sit alles nie, en ons ry grondpad, en ons doen alles, en ons kyk Wimbledon, ons is elke aand all-dressed up, babas word in die nag gemaak, so hulle kom in die nag, sit elke nag dan all-dressed up, niks gebeur nie. Dit raak 'n week, en dit so goed is alles in chaos. En dan Vrydagoggend gee ek oor en dan sê, dis nou 'n gemors. Ons weet nou nie wat om te maak nie. Ek het 'n kantoor by die kerk, ek ry, ek begin mense bel, ek begin goeders kanselleer, ek sê ek weet nie wat gaan aan nie, ons moet nou wag. En op 'n stadium hier by 11:30 bel Saan vir my en sê die dokter was nou by ons huis, en hy sê ek moet dadelik hospitaal toe kom, ek is 6 of 8 centimeters ontsluit, ek sê kry 'n ander sleutel,
Ek het nie nou tyd nie, want ek is nou eers besig om goeders uit te sorteer. Sy sê, jy beter kom, die dokter is hysteries. 2:30 is die kind gebore. En toe is dit nog groter chaos. Dentie was 10 dae oud, toe trek ons tussen die bokse en die goed. Eentjies in 'n ry, alles reg. Maandagoggend 7:00 staan ons op, toe staan die treklorrie daar, toe so skoolgoed nog nie gewas nie, never mind pak. En Zaan met 12:00 op die vliegtuig wees, met die baba. Dikwels gebeur dit ook dat mense skryf in die koerant, dat iemand is so en so is ontydig dood. Terwyl die Bybel praat van die volheid van die tyd. Ons beplan, ons weet dit gaan gebeur, en ons maak ons gereed, en dan is ons nie gereed nie. Nou, ek het al die jare gedink dat ek is 'n control freak. 'n Goeie Afrikaanse woord is mos 'n beheervraat, né? Ek is 'n beheervraat, maar toe ontdek ek dat die Here God is nooit ontydig nie, hy is nooit impulsief nie, hy is nooit uit beheer nie en verseker nooit laat nie. Kom ek vat jou in die geskiedenis in. Dit was donderdagoggend, 2 April 33, in die jaar 33. Dan staan daar, en die tyd was daar. En die Here Jesus stuur sy disippels om te gaan voorberei vir die nagmaal. En as brood, en as onder meer wyn op die tafel. Dit was die fees van die Pasga. En die fees van die Pasga is dan gehou, en daarom het hy gesê, gaan maak dit vir ons reg, vir die fees van die Pasga. Daai aand sou hy sy laaste ete eet, saam met sy disippels. En hy is net na middernag, is hy gearresteer. En op Vrydag 3 April 33, teen 3:00 se kant, is hy opgehang. Die Bybel vertel vir ons, dat in die volheid van die tyd, ons doen dit altyd as ons Kersfees hou, in die volheid van die tyd, is Jesus gebore. En in die volheid van die tyd, het hy gesterf. Nou kom ek vat jou bietjie terug. Is dit sommer net 'n datum? Kom ons lees wat staan in Exodus 12. Na 430 jaar, hou dit in gedagte, presies op die dag waarop die fees nou gevier word, het die hele volk van die Here uit Egipte weggetrek. Dit was die nag waarin die Here oor hulle gewaak het en hulle uit Egipte bevry het. Daarom behoort die nag aan die Here en moet alle Israeliete en hulle nageslagte die nag wakker bly. Wat 'n nag is dit? En ek begin somme maak. En weet jy wat? Op 'n grafsteen staan ons nou, jy's so gebore en jy's so dood, en dan staan daar nou iets anders. Maar op Moses se graf kan jy skryf die volgende. Kyk hoe interessant. Moses, 40 jaar, die prins van Egipte. 40 jaar, skape opgepas. 40 jaar, kom ons noem hom 'n voortrekkerleier. En op 120 jaar sterf. Het jy nog? 40 jaar prins van Egipte, 40 jaar skape opgepas, en 40 jaar trek hy sy volk deur die woestyn, en hy sterf op die ouderdom van 120 jaar. En nou kan jy jou somme uitwerk, want hulle trek uit Egipte in die jaar 1440
voor Christus. Dis die algemene datum wat aanvaar is. Wat gebeur het is dat Moses het 40 jaar 'n prins van Egipte gewees. Dis sy opleiding, né? 40 jaar opleiding in die woestyn lewe, né? En dan 80, so jy's nooit te oud nie, né? Op 80 kry hy die roeping om die volk uit Egipte te lei. Het hy dadelik gegaan? Die geskiedenis wil dit hê dat die 10 plaae het gebeur tussen 10 en 12 maande. En dan sê die Bybel, op die 15de van die eerste maand Nisan, as jy die middernag het wat gebeur, moes hulle die aand 'n lammetjie slag, dan moes hulle die verf in die vorm van 'n kruis aan die bokant van die woestyn. Ons gaan gou weer terug na die bokant, sien julle daar aan die bokant, daar sien julle die kruis, moes hulle verf. En net na middernag is die babetjies dood in Egipte. En toe trek hulle op die 3 April in 1440. OK, en dit was die Pasga, die Paasfees. Die jaar ou rammetjie geoffer, smeer die bloed, eet die vleis en die ongesuurde brood. Wat gebeur met Jesus? Op die 2 April 33, op die tyd van die Pasga, die aand met die nagmaal, Jesus stuur vir Petrus en Johannes om die voorbereiding te doen, die laaste avondmaal, en na die ete is hy na Getsemane, die tuin, en net na middernag, onthou julle toe die seentjies dood is, net na middernag is hy gearresteer en is hy deur sy lyding is hy dood. En nou is ek klaar gepreek. En nou is die vraag vanoggend. Hoeveel maal is daar vir Farao gesê, laat ons trek. Die Here wil hê ons moet uittrek. Sê hy kon nou. Oor my dooie liggaam, sê mense, en oor die dooie liggaam van sy kind en die seentjies het hulle uitgetrek. Dis eers toe die Prince of Egypt, die prins van Egipte, die nag dood is, dat hulle trek. Jesus het deurgangs vir sy disippels gesê, ek gaan my lewe gee, hulle gaan my arresteer, hulle gaan my doodmaak. Petrus het hom so vererg, het sommer die ou se ore afgesny. Hulle was kwaad. En toe dit gebeur op die dag, die volmaaktheid, die volheid van die tyd, was daai disippels soos afgepoeners, bizar, rondgehardloop, hysteries. Hulle het nie geweet wat om daarmee te maak nie. Verder sê die Bybel, sy wederkoms kom. Ons ken die tyd. Die tyd is naby. Jy moet gereed maak. Is jy gereed? Is jy gereed? Ons was nie gereed vir dentiese besigheid nie. Baie bruide is nie gereed nie. Partykeer is jou pos nog nie gereed teen 1 uur nie. As jy wil kerk toe gaan, nie gereed nie. As die klok slaan, is jy gereed. Kom ons bid. Nou bid ons Here. Ons kan lag en grappies maak. Almal van ons het al die tyd gemis. Te laat. Maar Here, as daar een tyd is wat ons nie te laat wil wees nie, is U wederkoms. En daarom kom bid ons. Ons ken dit. Hoe ouer ons word, hoe meer besef ons. Al het 'n tyd, gebeur daar so baie dinge. Ons kom pleit by U.
dat ons tyd in berekening sal bring. Amen. Ek kry die geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe. Here onse God, ek onthou nou skielik toe ons gister van Tjome berei toe, sê ek vir Sander, iemand het sy plaas dankbaar genoem, toe sê hy, dis 'n mooi naam. Ons is vanoggend dankbaar vir die skepping, dankbaar vir wat u gedoen het aan die kruis, dankbaar vir hierdie kerk en die gemeenskap, dankbaar vir tyd. Maar Here, dat ons dit nie oorsien of daarmee speel nie. Ons kom gee sodat u koninkryk gebou kan word en sodat Gobabis betyds kan wees vir die eindtyd. Amen. Baie dankie julle. Ons sluit af. Joh, hy kom nie in Afrikaans nie, né? Wenderrol, is hy? As die name dan gelees word. Okay, ons moet hom volgende keer. Maar kom ons sing, dis 'n besonderse lied. En dis 'n lied wat aan ons harte vat. When the roll is called up yonder, I'll be there. Kan jy dit saam sing? Kom ons staan. Trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder,
nation share. When this chosen one shall gather to their own beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master, for the total safety Son. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. When the road is called up yonder, I'll be there. Is daar thee? Het hulle thee voorberei. OK. Daar's thee, as jy wil thee regs. As jy wil hê iemand moet gou vir jou bid omdat jy nog onseker is of sekerheid wil hê, aan die gang af, heel onder op die punt is die gebedskamer. Daar wag iemand vir jou. Ontvang die seën van die Here, want die genade van ons Here Jesus Christus, wat vir jou aan die kruis gehang het, vir die ewige lewe, die liefde van God, wat nie wil hê dat enige iemand moet verlore gaan nie, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wat saam met jou stap, tot die einde toe, is met jou. Amen. Baie dankie en 'n baie geseënde week. En onthou, jy bel my of jy skryf jou naam in die boek, dan kom ons vir jou kuier. Dan kom koek en tee.